Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 12 die volgende: Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Mag ek en jy vandag sommer net iets meer daarvan uit Openbaring 10 ook verstaan, en mag ek en jy weet dat die Here ons ook wil lei in hierdie wêreld, sodat ons dieper en dieper met hom in 'n verhouding ook kan wees. Goeiemiddag, baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by hierdie boodskap van bemoediging uit Openbaring uit. Mag jy weet dat die Here ook daardeur met jou iets in die besonder wil kom deel, sodat jy dit deel kan maak van jou lewe. Ons gaan vandag saam lees uit Openbaring 10 uit, en ons gaan daarvan al die verse saam lees. Kom ons lees dit saam. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bokant sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos 4 pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het 7 donderslae geantwoord. En toe die 7 donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê: Hou geheim wat die 7 donderslae gesê het, moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see en die land sien staan het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag, wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het toe weer met my gepraat en vir my gesê: Gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. Aan my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê: Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Tot sover lees ons vanmiddag saam. 'n engel, 'n sterke engel wat 'n uitbeelding is van God se krag en sy mag oor alles wat bestaan. 'n engel wat omring is deur die dinge waarvan ons ook in Openbaring 4 en 5 van God lees. 'n engel wat dit kom bekend maak, wat ons moet weet. Wanneer ek en jy hier lees van 'n klein boekie, is dit glad nie 'n verwysing na iets klein of iets minderwaardig, of iets wat nie so belangrik is nie. Nee, wanneer ons hier lees van 'n klein boekie, wys dit net vir ons hoe klein dit wat ons weet is teenoor dit wat God weet. Hoe klein dit wat hy aan ons openbaar het, is teenoor dit wat hy eintlik vir ons in gedagte het. Maar die wonderlike is dat hierdie klein bietjie wat God aan ons openbaar, heeltemal genoeg is, meer as genoeg is vir ons om te weet op hierdie stadium. Meer as genoeg is vir ons om te verkondig aan die mense van hierdie wêreld. En dit is dan ook die opdrag wat ek en jy hier het. Dit is hierdie opdrag wat Johannes ook hier ontvang wanneer hy die boekie moet eet. Dat ons hierdie boodskap wat God vir ons gebring het, dat hy ten dele aan ons bekend gemaak het, moet verkondig. Maar die realiteit van die saak is dat dit nie net iets lekker is nie, dat dit nie net proe soos heuning nie, is 'n bittersoet smaak wanneer ons ook die woord verkondig. Soos 'n bittersnoet smaak wat ons in ons monde kry, want dis soet wanneer dit afgaan, is so wonderlik en so goed hierdie nuus om te hoor, en dit is so goed om dit te verkondig, so wonderlik om dit te kan uitdra aan soveel mense, maar daar is soveel reaksie en daar is soveel teenstellings ook daarteen. Soveel dinge wat dit wil wegwys of afwys, soveel dinge wat dit moeilik maak om God se woord te verkondig in hierdie wêreld. Soveel mense wat eerder anders kies as om God te kies. En dit is dan nou juist wat Openbaring 10 vir my en vir jou vanoggend wil kom herinner aan.
is dat ek en jy al ken ons nie alles nie, al ken ons nie ten dele, al is al so min wat ek en jy weet, het God vir ons genoeg kom openbaar, sodat ons in hierdie wêreld sy boodskap kan verkondig, en ander mense ook vir hom kan wen. Mag ek en jy elke dag soveel as moontlik doen, om sy boodskap te verkondig aan mense, maak nie saak hoe bittersoet dit is nie. En mag ek en jy weet, dat dit sy krag is, sy Heilige Gees deur ons is, wat mense ook tot hom kan bring. En mag ek en jy ook, wanneer ons dit doen, hierdie woorde aan die einde van vers 6 onthou, daar is geen tyd meer oor nie, en weet dat dit 'n verwysing is na die ewigheid, saam met God. Wanneer hy weer gaan kom, gaan daar nie meer iets soos tyd wees nie. Dan gaan dit 'n ewigheid saam met hom wees. 'n Ewigheid, 'n realiteit, wat vir my en vir jou 'n waarheid is. Mag dit altyd ons hoop wees, mag dit ons hoop wees in hierdie tyd ook van onsekerheid, en hierdie tyd wanneer ons voel asof dinge net te veel raak. Mag ons weet dat God die God is, wat vir ewig leef, en ons sal saam met hom vir ewig ook leef. Mag jy dit weet, en mag jy dit saam met jou dra. Ek groet in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen.